Ons is in Handelinge 25 en ek gaan vandag iets probeer om 25 en 26 deur te werk vandag. So kom ons kyk hoe doen ons. In 26 is dit Paulus wat weer sy getuienis gee, wat hy dit 'n derde keer gee. So ons het al daarom 2 keer sy getuienis gehoor en ek sal 'n paar goeters uitwys wat uitstaan, wat anders te was as die ander. Maar ek wil net so 'n bietjie oorsig gee oor wat al gebeur het. So Paulus het na Jerusalem gekom en hy wou offers gebring het en hy het geld gebring vir die kerk in Jerusalem en daarso het Jode uit Asië gekom en hom vals beskuldig en hulle het hom sommer begin slaan en hulle wou hom doodgemaak het en die Romeinse man oor 1000 het ingespring en Paulus gered en in hierdie hele geveg en alles wat aangaan, besef hy, maar die Jode wil werklik vir Paulus regtig doodmaak en hy skuif toe Paulus na Caesarea toe, waar ons gelees het, waar Paulus voor Felix verskyn het. En Felix wil eintlik maar net geld hê, want hy weet Paulus het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê, gee my net geld, dan sal ek jou laat gaan. Maar Paulus weier net om geld te gee en dit eindig op dat dit 'n 2 jaar proses is waar ons onsself nou bevind, waar Felix toe wegbeweeg en Festus kom toe in as die leier wat in die plek gekom het van Felix. En Felix wou nie Paulus laat gaan nie, want hy wou heeltyd 'n guns bewys het aan die Jode. So hy wil nie Paulus laat gaan nie, alhoewel hy eintlik niks het teenoor Paulus nie. So dit is waar ons onsself bevind nou in Handelinge 25 vers 1. Festus het dan in die provinsie gekom en na 3 dae van Caesarea opgegaan na Jerusalem. En die hoofpriester en die vernaamstes van die Jode het Paulus by hom aangeklaag en by hom aangedring en gevra as 'n guns teen Paulus, dat hy hom na Jerusalem moes laat haal, terwyl hulle intussen 'n hinderlaag voorberei het om hom op die weg om te bring. Maar Festus het geantwoord dat Paulus in Caesarea bewaak word en dat hy self spoedig daarheen sou reis. Laat dan die onder julle, sê hy, wat bevoeg is, saamgaan en as daar iets verkeerds in hierdie man is, hom beskuldig. So ek het nou net vir julle gesê, hierdie proses wat nou gebeur het is net al 2 jaar, wat Paulus vasgevang is daar. So hy kan rondbeweeg, hy kan dinge doen, maar hy kan nie regtig veel meer doen as dit nie. Hy is eintlik onderhewig aan die Romeinse raad op hierdie plek. Maar nou kom hier 'n man in met die naam van Festus en hy word nou die regeerder oor hierdie area. En hoor wat doen die Jode? Onmiddellik sê hulle, hierdie man is sleg. Hy doen goeders wat nie reg is nie, maar gelukkig het Festus hom nie laat afkom of opgaan na Jerusalem nie. En hy sê nee, as julle enigiets teen hom het, laat julle dan saamkom en dan hoor ek julle wanneer julle daar is, want hulle het 'n plan gehad om Paulus dood te maak. Nou ons het vroeër gelees dat daar 40 mans was wat 'n eed afgelê het, wat gesê het hulle gaan nie eet of drink totdat hulle nie Paulus doodgemaak het nie. Nou dis 2 jaar later. Ek het nie weer van hierdie ouens gelees nie, maar is een van 2 dinge, of hulle moes hulle eet breek, of hulle is dood van hongerte. So iets moes daar al klaar gebeur het, maar daai ouens, ons hoor nie weer van hulle nie. En ek besef net dat hulle het nie opgegee met daai plan wat hulle gehad het, om Paulus dood te wil maak nie. Laasweek het ek gepraat oor die verskil wat een persoon kan maak. En ek het gepraat van Otto Koning wat in Papua New Guinea die evangelie van gaan verkondig het. Maar ek wil hê julle moet daai in gedagte hou soos wat ons hierdie alles deurwerk. Want wat vir my so opvallend is hoe God een man gebruik het. Paulus is niks anderste as ek en jy nie. Paulus was net 'n diensknegt wat gehoorsaam was aan die wil van God. En hy was bereid om te doen wat God van hom verwag het. En ek wonder hoe sou dit gelyk het as Paulus nie gedoen het wat die Here van hom verwag het nie. Hoe sou Christendom gelyk het? Want hoe het Paulus nie opgestaan vir dit wat reg is nie? Maar dit was nie altyd lekker nie. Dit was baie keer alleen gewees. Dit het hom baie keer seer fisies gekos, emosioneel, sy eie mense wat hom wil doodmaak. So ek wil hê, ons moet net daai in gedagte hou, die verskil wat een persoon kan maak. En jy is dalk daai een persoon, wat 'n verskil moet maak waar jy is, en opstaan vir die waarheid. Staan vir wat
waar is. Want kom ons lees, wat is hierdie beskuldigings wat hulle het teenoor Paulus? Kom ons lees vanaf vers 6. En nadat hy nie meer as 10 dae onder hulle deurgebring het nie, het hy na Caesarea afgegaan en die volgende dag op die regterstoel gaan sit en bevel gegee dat Paulus voorgebring moes word. En toe hy verskyn, het die Jode wat van Jerusalem afgekom het, rondom hom gestaan en baie en swaar beskuldigings teen Paulus ingebring, wat hulle nie kon bewys nie. Terwyl hy tot sy verdediging gesê het, ek het niks teen die wet van die Jode, of teen die tempel, of teen die keiser gesondig nie. Maar omdat Festus aan die Jode 'n guns wou bewys, het hy geantwoord en vir Paulus gesê, wil jy na Jerusalem opgaan en daar voor my oor hierdie dinge teregstaan? Toe sê Paulus, ek staan voor die regterstoel van die keiser, waar ek geoordeel moet word. Aan die Jode het ek geen onreg gedoen nie, soos u ook baie goed weet, want as ek oortree het, of iets gedoen het, wat die dood verdien, weier ek nie om te sterwe nie. Maar as daar niks is in die dinge waarvan hulle my beskuldig nie, dan kan niemand my aan hulle by wyse van guns oorlewer nie. Ek beroep my op die keiser. Toe antwoord Festus, nadat hy met die raad gespreek het, op die keiser het jy jou beroep, na die keiser sal jy gaan. So, hulle sê nie spesifiek wat is hierdie baie swaar beskuldigings nie, maar ons het dit al voorheen gelees, leuns wat hulle vertel het oor hom, en al hierdie goeie sê hulle, kon hulle glad nie bewys nie. So dit is baie maklik om iemand te beskuldig. Dit is baie maklik om iets te sê teenoor iemand, maar is daar bewyse vir dit? Nou ek wil vra, wat is ons hart teenoor beskuldigings of teenoor kinderstories? Wanneer jy iets hoor oor iemand, hoe reageer ons oor dit? Vat ons dit net as waarheid? Aanvaar ons dit maar net? Of gaan soek ons die waarheid oor 'n saak? Gaan maak ons seker dit wat gesê word van iemand is die waarheid of nie? Want dit is baie interessant as ons kyk na Paulus, hulle sê hy het niks verkeerd gedoen nie. Paulus sê ek het niks verkeerd gedoen teenoor die Jode, of teenoor die tempel, of teenoor die keiser nie. So wat was hulle plan gewees? Hulle wou sy naam, dit wat hy voorstaan, seermaak. Hulle wou sy karakter in twyfel bring en in die proses Christendom sleg maak. Want dit is wat leuns doen, dit is wat kinderstories doen, dit is wat beskuldigings doen. Dit is nie neutraal nie. Julle moet mooi verstaan, wanneer daar 'n beskuldiging gegee word teenoor iemand, of iets versprei word oor iemand, dis nie neutraal nie. Dit het 'n aksie en 'n reaksie wat daaroor plaasvind. As ons kyk na 'n kinderstorie, en ons kyk na al twee kante van hierdie kinderstorie. Kom ons sê die kinderstorie is nie waar nie, oor iemand. Maar daai persoon is 'n Christen. En daai kinderstorie word versprei, of daai beskuldiging word versprei, wat nie die waarheid is nie. Wat gebeur met daai persoon, en dit wat mense sien van daai persoon as 'n Christen? Christendom word in betwyfeling gebring. Is dit nie so nie? Maar wat as daai beskuldiging die waarheid is? En niks word aan dit gedoen nie. As iemand nie optree soos wat 'n Christen moet optree nie, en hy sê hy's 'n Christen, en hy word beskuldig van iets, en almal los dit maar net, wat gebeur met die naam van Christus? Dit word ook deur die modder gesleep. So, al twee kante is nie goed nie. As daar 'n beskuldiging is, en daar is grond vir die beskuldiging, dan moet dit aangespreek word. Dit moet na gekyk word. As daar 'n beskuldiging is, en daar's nie grond vir die beskuldiging nie, dit is maar net 'n kinderstorie, dan bring dit ook twyfel in Christendom en dit moet aangespreek word. So hoe reageer ons wanneer daar iets gesê word oor iemand? As jy iets hoor oor iemand, aanvaar jy dit maar net? Sê, "Sjoe, ek weet daarom nou nie, maar dis nie my saak nie, kom ons gaan maar net aan." Of sê ons, "Sjoe, okay, het jy dit by homself gehoor? Kom ons gaan praat hieroor, kom ons gaan sorteer hierdie saak uit. Kom ons bring dit eerder na die lig en sorteer dit uit,
as wat ons dit in die donkerte los, waar die duiwel kan funksioneer en baie allerhande goeters kan laat gebeur, wat nie moet gebeur nie. Want toe hierdie na die lig kom, sê Paulus, asseblief, wys, waar is dit? Want hierdie goeters het geen gronde nie. Dis wat Paulus heeltyd gedoen het. Hulle sê nee, Paulus het dit gesê. Hy sê, waar is my aanklaers wat dit gesê het? Waar is hulle? Hoekom is hulle nie hier nie? En dit is hoe ons moet reageer oor beskuldigings. Wanneer jy iets hoor van iemand by jou werk, en jy weet, maar sjoe, jy dink nie dat 'n persoon sal dit doen nie. Sê, kom, ek hoor jy sê hierdie, kom ons gaan praat eerder met die persoon. En as daai persoon sê, nee, ons doen nie dit nie, ek het dit dan weet jy eintlik al klaar, ons moet nie hierdie pad verder stap nie. Dan sê hy, luister, ek gaan nie deel word van 'n kinderstorie nie. Ek wil nie deel wees van iets wat nie waar is nie. Maar as iets waar is, moet dit ook na die lig gebring word. Hoekom? Want die kerk kry so seer. Weet jy wat se skade word gerig aan goeders wat in die geheim gehou word, wat nie na die lig gebring word nie? Groot skade. Daar is baie leiers wat goed doen wat hulle nie moet doen nie. En dit kom later uit. En mense stap weg van Christendom af as gevolg van dit wat gebeur. En dit is wat nie moet gebeur nie. Dinge moet na die lig kan kom en die waarheid moet altyd seëvier. Festus wou die Jode 'n guns doen nadat hy weet wat die waarheid eintlik nou is. En hy besef hier is geen rede vir hierdie nie. Wil hy die Jode 'n guns bewys? En hy sê, kyk, wil jy my gaan sien daar in Jerusalem? En Paulus sê vir hom, nee. Laat ek maar eerder voor die keiser verskyn. Nou ek wil vir jou sê vandag, om die regte ding te doen en mense tevrede te stel, gaan nie altyd hand aan hand nie. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Om die regte ding te doen en mense tevrede stel, gaan nie altyd hand aan hand nie. En ek praat van jou persoonlike lewe. In die sin van, daar's goed wat ek weet ek reg moet doen, en dit is nie altyd lekker om dit reg te doen nie. Dit gaan nie altyd lekker vir myself wees om dit reg te doen nie. Ek lees in die week 'n berig van 'n man wat vorentoe gekom het. Daar was 'n moord gewees in 2019. En dis 'n onopgeloste moord gewees tot onlangs, want hulle het nie geweet wie dit gedoen het nie. Maar daar het 'n man toe vorentoe gekom. Hy was 'n verslaafde gewees en hy het tot bekering gekom en hy het begin om 'n pad met mense te stap. Hy het mense begin leer van hoe om in die vryheid van Christus te lewe, maar die Heilige Gees het hom heeltyd herinner aan iets wat hy gedoen het, aan die moord wat hy gepleeg het. En hy het toe besef dat dit is vir hom beter om eerder vorentoe te gaan en te sê, luister, dis wat ek gedoen het, en in 'n fisiese tronk te gaan sit, as wat hy in 'n geestelike tronk vasgevang is oor dit wat hy gedoen het, en die waarheid het nie uitgekom nie. En daai man het gegaan, en hy het polisiestasie toe gegaan, en hy het homself gaan ingee. En die polisie het nie geweet wat om te doen. Hulle het gesê, ons het nog nooit van so ietsie gehoor, dat 'n ou net vorentoe kom. Die saak is, daar sou niemand ooit eintlik geweet het wat gebeur het nie, en hier kom hy vorentoe, en hy sê, dit was ek gewees. En hy sê, ek het vrede in my hart, om hierdie regte ding te doen. En dit het hom iets gekos. Om die regte ding te doen, gaan nie altyd vir ons lekker of maklik wees nie. Maar dit gaan verseker die moeite werd wees, want jy gaan 'n vrede hier binne jou hê, wat jy weet, jy staan reg, skoon voor God. Maak nie saak wat mense sê, wat mense dink, of wat ook al gebeur nie. Jou hart staan skoon voor God. In vers 10 tot 12 sê Paulus vir hom, luister, ek is enige tyd sal ek staan vir wat ek verkeerd gedoen het. As daar iets is wat ek verkeerd gedoen het, ek is bereid om vir dit te sterf. Maar ek gaan nie vir geen rede net opgaan na Jerusalem, dat hulle my net eintlik doodmaak nie. So hy sê, ek gaan nou staan voor die keiser, dat hy my oordeel. Maar dit gaan bietjie 'n probleem nou veroorsaak vir Festus. En Festus sê vir hom, okay, jy het nou gevra vir die keiser, en nou sal jy na die keiser gaan. En ek sien hoe die plan wat God lankal in bewerking gestel het vir Paulus, wat nou eintlik vir 2 jaar tot 'n mate op hou was, weer besig is om vorentoe te beweeg. So kom ons lees wat gebeur in vers 13 tot 22.
En na verloop van enkele dae het koning Agrippa en Bernice in Caesarea aangekom om Festus te begroet. En toe hulle daar verskeie dae deurgebring het Festus die saak van Paulus aan die koning voorgelê en gesê: Hier is 'n man deur Felix as gevangene agtergelaat, teen wie die owerpriesters en die ouderlinge van die Jode, toe ek in Jerusalem was, 'n klag ingedien en vonnis teen hom gevra het. En ek het hulle geantwoord dat dit nie by die Romeine gewoonte is om enige mens by wyse van guns aan die dood prys te gee voordat die beskuldigers voor hom gehad het en geleentheid tot verdediging in verband met die beskuldiging gekry het nie. Toe hulle dan hier vergader het ek sonder enige uitstel die volgende dag op die regterstoel gaan sit en bevel gegee om die man voor te bring. Die beskuldigers het teen hom opgetree en gesê, geen beskuldiging ingebring van dinge soos ek verwag het nie. Maar hulle het met hom sekere twisvrae oor hulle eie godsdiens gehad en oor 'n sekere Jesus wat dood is, van wie Paulus verklaar het dat hy lewe. En omdat ek met die ondersoek hiervan verleë was, het ek gevra of hy na Jerusalem wou gaan en daaroor hierdie dinge teregstaan. Maar toe Paulus in beroep gegaan het om in bewaring te bly vir die beslissing van die keiser, het ek bevel gegee dat hy in bewaring moes bly totdat ek hom na die keiser kon stuur. En Agrippa sê vir Festus: Ek sou self ook graag die man wil hoor. Toe antwoord hy: Môre sal u hom hoor. So, wie is Agrippa en Bernice wat nou opdaag hier by Festus? En hoekom wil hy hierdie met hulle deel? En nou wil Agrippa hoor wat het Paulus te sê. Nou, hierdie is 'n baie diep en interessante familieboom, as ek dit so kan sê. Want Agrippa is die agterkleinkind van Herodes wat Jesus wou doodmaak. En Bernice is Agrippa se sussie. Nou, daar's nog 'n Herodes gewees wat die seun was van Herodes wat Jesus wou doodmaak, en dit is die Herodes wat getrou het met Herodias wat Johannes die Doper doodgemaak het. Nou, Herodias is die tannie van Agrippa en Bernice. So dit is 'n baie, ek wil sê interessant, maar die mekaar familie stamboom wat hier so aan die gang is. Maar wie is hierdie, hulle noem hulle die Herodians? Dit was 'n familie wat vir baie lank geregeer het voor Jesus se tyd, en Agrippa was die laaste ene wat geregeer het. En hy het geregeer oor 'n sekere gedeelte wat eintlik maar die suidelike gedeelte en Galilea ook ingesluit het van Jerusalem. En Festus het meer in Caesarea regeer waar Paulus nou verskyn het, want Paulus kom van Tarsus eintlik af. So hierdie mense ken mekaar. En hierdie Agrippa wil nou hoor van hierdie Paulus. Want julle moet verstaan, sy oupa grootjie wou Jesus doodgemaak het. Want hy het gehoor, daar kom die ware koning van die Jode. En hy het al die seuns onder 2 laat doodmaak in daai tyd. So Agrippa ken al hierdie stories, en Agrippa en die Herodians is tot 'n mate Jode, maar hulle is nie regtig Jode nie. Hulle is eintlik maar puppets van die Romeinse ryk, en die Jode aanvaar hulle net. So die Herodians het gesag gehad tot oor die tempel en die tempelgeld. Hulle het die hoëpriester aangestel. Dis hoekom toe Jesus gekruisig is, was daar 2 hoëpriesters gewees. Dit moenie gebeur nie. Maar dit het gebeur omdat die ene, Caiaphas, hy het te veel moeilikheid gemaak, toe stel hulle sy skoonseun aan as hoëpriester, maar Caiaphas is eintlik maar die maffiabaas wat al hierdie goeters in plek gehou het. En dit is alles as gevolg van die Herodians wat hierdie goeters laat gebeur het. En hulle is nou daar om te hoor wat het Paulus te sê. So nou vra jy my dalk, maar Johan, wat maak al hierdie goeters saak? As jy bietjie daarna gaan kyk, sal jy sien wat se impak het dit van een man wat kies om die waarheid te hoor en weg te stap van dit af. Herodes het homself gekies
om homself te beskerm en kinders dood te maak vir sy koninkryk. En so word die volgende Herodes gekonfronteer met die waarheid deur Johannes en hy laat hom doodmaak. So word die volgende, daar was 'n Agrippa wat gekonfronteer was deur Jesus en hy sê Jesus kan maar doodgemaak word. So sien ons hierdie hele gesin, hierdie hele stamboom wat gekonfronteer word met die waarheid en hulle kies om die vlees te volg en nie die waarheid te aanvaar nie. Daar is 'n groot impak wat dit het op die volgende generasie, hoe ek en jy optree teenoor die waarheid. Dit gaan of maak dat die volgende generasie in ons voetspore stap, wat goed kan wees, of dit gaan maak dat die volgende generasie in ons voetspore stap, wat sleg is. Want ek sien in hierdie generasie, in hierdie bloedlyne, hoe dit slegter en slegter en slegter eintlik net gegaan het, as gevolg van een man, wat gekies het om sy koninkryk te wil bou, toe die wyse manne kom en sê, die koning van die Jode het gekom, en hy wil hulle almal doodmaak. So ons moet versigtig wees, hoe ons die volgende generasie oprig, en hoe ons hulle toerus, in watse weg hulle gaan stap. Nou kom ons lees, wat vertel Paulus vir Agrippa, in vers 23 tot 27. Op die volgende dag het Agrippa en Bernice toe met pragt en praal gekom en die gehoorsaal binnengetree saam met die owerstes oor 1000 en die aansienlikste manne van die stad. En op bevel van Festus is Paulus voorgebring. Toe sê Festus, koning Agrippa en manne wat almal hier saam met ons is, u sien hierdie man oor wie die hele menigte van die Jode my aangespreek het in Jerusalem en ook hier en uitgeroep het dat hy nie langer behoort te lewe nie, maar omdat ek gevind het dat hy niks gedoen het wat die dood verdien nie en hy self ook hom op die keiser beroep het ek besluit om hom te stuur, maar ek kan niks sekers oor hom aan my Heer skryf nie. Daarom het ek hom voor u gebring en veral voor u, koning Agrippa, sodat ek na die ondersoek iets kan skryf. Want dit lyk vir my onredelik om 'n gevangene te stuur en nie die beskuldigings teen hom aan te dui nie. So wat nou hier gebeur is, Festus is nou in 'n baie moeilike posisie. Paulus sê ek wil voor Caesar verskyn. Want wat sê Paulus eintlik hierso? Die regstelsel het my in die steek gelaat, want julle gee meer om oor wat ander mense wil hê, oor wat die Jode wil hê, as wat reg is. En hy wil sê, ek wil voor Caesar verskyn, voor die keiser verskyn. Maar nou kan Festus hom nie stuur, sonder dat daar enige aanklagte is nie. So hy gaan hom nou stuur, en hy gaan eintlik maar net tyd mors, en hy gaan geld mors, om Paulus te stuur. So hy hoop nou Agrippa gaan hom kan help om daarom 'n klag neer te kan pen wat hy nou saam met Paulus kan stuur om by die keiser te verskyn. Ons sien hier volgens die Romeine is daar geen rede vir Paulus om gevange te wees nie. En Agrippa gaan nou die moontlikheid hê om dit te bewys vir die Jode. En ons gaan nou sien hoe dit uitspeel. So ek wil hê ons gaan vinnig deur Paulus se getuieniswerk in Handelinge 26 en ek gaan dan goed uitwys wat belangrik is, maar ons gaan hom nogal vinnig deurwerk. Kom ons lees. En Agrippa sê vir Paulus, dit is jou vergun om vir jouself te spreek. Toe steek Paulus sy hand uit en verdedig homself. Ek ag my gelukkig, koning Agrippa, dat ek my voor u vandag kan verdedig in verband met alles waarvan ek deur die Jode beskuldig word, veral omdat u bekend is met al die sedes en vraagstukke onder die Jode. Daarom versoek ek om u my geduldig aan te hoor. Dit is vir my so mooi. Hy sê, ek ag myself gelukkig. Paulus het 'n ander uitkyk gehad as wat ek dink ons baie keer sal hê. Want Paulus sien hier weer 'n geleentheid om die waarheid te deel met iemand wat dit nog nie gehoor het nie. En hy sê, ek ag myself gelukkig om hierdie te kan deel. So ek vra dat jy geduldig met my sal wees om hierdie te deel. En dit herinner my aan 'n gedeelte wat ek wil hê ons moet lees in Lukas 12 vanaf vers 11 tot 12. Blaai saam met my soontoe. Lukas 12 vanaf vers 11 en 12.
En wanneer hulle julle sal bring voor die sinagoges en die owerhede en die gesagshebbers, mag julle heel nie kwel oor hoe of waarmee julle heel sal verdedig, of wat julle sal sê nie, want die Heilige Gees sal julle in dieselfde uur leer wat julle moet sê. Ek wil hê jy moet berusting vind in daai woorde van Jesus. Wanneer iemand na jou kom, of wanneer jy voor iemand moet verskyn, of wat ook al moet gebeur, en jy moet 'n getuienis kan gee oor hoekom jy glo wat jy glo, moenie bekommerd wees oor wat jy gaan sê nie. Vertrou dat die Heilige Gees jou sal lei oor wat jy moet sê vir daai persoon. Moenie wees gelukkig in daai oomblik om die waarheid met hulle te kan deel. So wat sê Paulus? Kom ons lees, vanaf vers 4 sê hy, my lewe dan van my jeug af, wat van die begin af deurgebring is onder my nasie in Jerusalem, ken al die Jode, omdat hulle my van die tyd af geken het, as hulle dit wil betuig, hoe ek volgens die strengste party van ons godsdiens as fariseer geleef het. En nou staan ek tereg oor die hoop op die belofte wat aan die vaders deur God gedoen is, waartoe ons 12 stamme wat God aanhoudend dag en nag dien, hoop om te kom. Oor hierdie hoop, koning Agrippa, word ek deur die Jode beskuldig. Wat? Word dit by u as ongelooflik beskou dat God die dode opwek? So hierso kom Paulus en hy sê vir hom, hoekom is hy beskuldig? En hy sê, ek het gelewe volgens hierdie sekte, die fariseërs, die strengste manier wat die Jode kon lewe. En hy sê, al wat ek doen is, ek deel hierdie hoop van ons vaders, die profesie wat God gedeel het met hulle, van Genesis af. En ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk. En hy sê, dit is wat ek voor beskuldig staan, en dat die dood opgewek kan word, uit die dode uit. Hy sê, dit is hoekom ek hier staan. So ek wil hê julle moet julle Bybels oopmaak in Jesaja 53, maar voordat ons Jesaja 53 gaan lees, wil ek net 'n paar skrifgedeeltes vir julle lees, en julle hoef nie soontoe te gaan nie, ek gaan dit net noem die skrif, en dit dan lees, en julle kan dit dan later gaan lees as julle wil. Maar ons sien in Genesis 3, net na die sondeval, is daar sekere goeders wat God in werking begin stel. Genesis 3 vanaf vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. So hierso sien ons die eerste belofte wat God maak. En hy sê, daar gaan iemand kom, eendag, wat die kop gaan vermorsel, en jy gaan hom in die hakskeen byt. So hierdie goeters weet die Jode, en hierdie wat ek noem, is 'n druppel in die emmer, teenoor al die profesieë oor Jesus. Kom ons hoor die volgende ene. Genesis 12 vers 3. En ek sal seën diegene wat jou seën, en hom wat vervloek, wat jou vervloek. En in jou sal die geslagte van die aarde geseën word. Hierso praat God met Abraham, en hy sê, in jou sal die geslagte geseën word, en hy verwys na die Messias wat sou kom. Genesis 49 vers 10. Die scepter sal van Juda nie wyk nie, nog die veldheerstaf tussen sy voete uit, totdat Silo kom, en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Deuteronomium 18:15, 'n profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sê die Here, jou God, vir jou verwek, na hom moet julle luister. Hierdie is alles profesieë wat wys na Jesus. Jesaja 7 vers 14, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word, en 'n seun baar, en hom Immanuel noem. So, toe Maria swanger word met Jesus, was dit iets wat bonatuurlik gebeur het. En julle sal sien, ons het al Johannes deurgewerk, hoe hulle eintlik vir Jesus gespot het, en gesê het, ons is nie uit hoerery gebore nie, wat hulle hom eintlik probeer sleg maak oor hierdie saak, maar hulle sê, hier is die belofte, dat hy uit 'n maagd gebore sal word. So kom ons lees Jesaja 53.
Wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit, en soos 'n wortel uit droë grond het hy geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, dit het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal, so skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes, ter wille van die oortreding van my volk, was die plaag op hom, en hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie, maar dit het die Here behaag, om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak, en sy siel 'n skuldoffer aangebied het. Sal hy 'n nakroos sien? Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegg die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Ons kan eintlik nie 'n mooier prentjie van Jesus sien as hierdie nie. Agrippa ken hierdie skrif. Agrippa ken die Ou Testament. Die Jode ken hierdie geskrifte. Maar hulle wil nie glo dat Jesus daai een is wat Paulus nou na verwys en wat die skrifte hiervan praat nie. En dit is vir my baie hartseer. Want ons sien in vers 20 iets baie interessants wat hulle doen. Kom ons lees verder wat gebeur. Handelinge, ek het nou gelees tot en met 12. Handelinge 26 vers 12 of 13 gaan ons nou lees. Het ek ook koning in die middel van die dag op die pad 'n lig uit die hemel gesien. So ons gaan nou Paulus se getuienis net hierso hoor, totdat ons by vers 20 kom. Sterker as die glans van die son, wat my en my reisgenote omstraal het, en toe ons almal op die grond val, hoor ek 'n stem met my spreek, en in die Hebreëse taal sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. So net 'n oomblik hierso, dis die eerste keer in die getuienis wat Paulus deel, dat God met hom gepraat het in die Hebreëse taal. So dit was baie interessant, jy sal sien, hulle het stemme gehoor, maar hulle het nie geweet waar dit vandaan kom nie, en dit is, Paulus praat hiervan, dat dit in die Hebreëse taal was, en dit was nie meer 'n algemene taal wat gebruik was nie, eintlik was jou skrifgeleerdes meer die mense wat Hebreëus gepraat het, Aramees was die algemene taal gewees. Toe sê ek, wie is u Here? En hy sê, ek is Jesus wat jy vervolg, maar rig jou op
en staan op jou voete, want hiertoe het ek aan jou verskyn, om jou te bestem tot 'n dienaar en getuie van die dinge wat jy gesien het, van die dinge waarin ek nog aan jou sal verskyn, terwyl ek jou verlos uit die volk en die heidene na wie ek jou nou stuur, om hulle oë te open, hoor mooi wat sê hy vers 18, om hulle oë te open, dat hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer, en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Daarom, koning Agrippa, was ek aan die hemelse gesig nie ongehoorsaam nie. God sê vir hom presies wat moet hy doen. Hy moet die waarheid kom deel, want wat doen waarheid? Dit maak vry. En wanneer ons vry is, dan wandel ons in die lig. En ons is nie meer gebind aan hierdie duisternis wat ons oë wil blind hou nie. En hy sê, hy moet gaan en die evangelie gaan deel. Hierdie Jesus, die goeie nuus, moet hy gaan deel aan die heidene en ook aan die Jode. Want hoor wat sê hy, maar ek het eers aan die mense, dis vers 20, in Damaskus en in Jerusalem en in die hele land van Judea en aan die heidene verkondig, dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God bekeer, deur werke te doen wat by die bekering pas. Is dit nie mooi om te hoor wat Paulus hierso sê nie? Hy sê eerstens moet jy tot inkeer kom. As jy dink jy het nie 'n redder nodig nie, gaan hy jou nie kan red nie. As jy kyk na iemand wat lewensredding doen, hulle sal iemand los om eintlik heeltemal uit te pas of flou te val voordat hulle daai persoon sal help. Hoekom? Want as daar nog genoeg krag in daai ou is om te veg en hy dink hy's okay, gaan hy die lewensredder en homself verdrink op die einde van die dag. So as jy dink jy's okay, jy het nie 'n redder nodig nie, en jy het nog nie tot inkeer gekom en besef, ek het 'n redder nodig nie, dan gaan jy nie God nodig hê nie. Jy gaan okay wees op jou eie. En dit is waar baie keer mense hulle bevind. Hulle sê nee, ek is okay. Ek het niemand nodig om my te red nie. Ek kan self. Ons moet eers tot inkeer kom. Want wat hy sê is, kom tot inkeer, en hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God bekeer deur werke te doen wat by die bekering pas. En dan sê ons Here, red my uit hierdie. En hy roep ons dan om werke te doen wat by ons bekering pas. 'n Boom word geken aan sy vrug. As 'n Christen kan ek nie een ding sê en 'n ander ding doen nie. My werke moet getuig van dat ek 'n Christen is. So as die skrif sê gaan maak reg met iemand, dan moet ek gaan regmaak met iemand. Al wil ek nie, al is dit nie lekker nie, dan moet ek gaan en ek moet regmaak. As die skrif sê ek moet iets ophou doen, dan hou ek dit op doen. Hoekom? Want ek is nou bekeer en ek moet nou lewe soos wat God van my verwag om te lewe. Ek en jy moet versigtig wees om nie God te wil hê, die redding aspek van hom te hê, sonder die gehoorsaamheid van werke wat by die bekering pas nie. Ons kort albei. Die vrug van bekering is die werke wat ons uitlewe. En dit kom nie uit onsself uit nie. Dit kom uit 'n hart uit van dankbaarheid oor dit wat Jesus vir my en jou gedoen het. Kom ons lees wat verder gebeur. Om hierdie rede het die Jode my in die tempel gevang en my probeer ombring. Maar omdat ek hulp van God verkry het, staan ek tot vandag toe en getuig aan klein en groot en spreek niks buiten wat die profete en ook Moses gesê het dat sou gebeur nie. So Jesus sê, maar omdat ek hulp van God verkry het, staan ek tot vandag toe en getuig aan klein en groot. So wat sê hy eintlik hierso? Daai geleentheid wat die man oor 1000, die Romeinse man oor 1000 ingekom het en hom gered het uit die Jode uit, is die Here se hand wat hom beskerm het, want hy het 'n plan met Paulus se lewe. En hy sê, hierso sê hy vir ons so mooi duidelik, dat God hom beskerm het in dit. En God gebruik mense in sy proses en sy plan. Ek wil vir jou sê,
dat God het 'n plan vir jou lewe. Dis nie net maanskyn en rose nie. Maar as jy gaan kies om die pad te stap wat die Here vir jou uitgelê het, dan waarborg ek jou, dit gaan die moeite werd wees. Dit gaan dalk nie altyd lekker wees nie, maar God sal jou beskerm waar hy jou wil beskerm en hoe hy jou wil beskerm. Want daar's baie kere wat Paulus baie naby aan dood was en kere wat ek dink hy dalk dood was, maar die Here het hom in dit alles gelei en beskerm, want hy het 'n plan met Paulus se lewe. Vertrou God om die onmoontlike te doen in jou lewe, waar jy nie 'n weg sien nie, maar wat jy weet, ek hierdie pad moet stap. Vertrou dat die Here jou sal lei in dit. En Paulus sê, ek bedien net wat die profete en Moses gesê het. Ek bedien niks anders nie, ek is nie teenstrydig met die Ou Testament nie. Kom ons lees verder wat gebeur. Maar hy sê, ek is nie, vers 24, 23, dat die Christus moes ly en die eerste wees uit die opstanding van die dode en 'n lig aan die volk en die heidene sou verkondig. So hierso sê hy dat hierdie Christus die eerste moes wees van die opstanding. En dit is wat Paulus nou met hulle deel en hy sê, dit is wie Jesus is. Maar terwyl hy hom so verdedig, sê Festus met 'n groot stem, jy is kranksinnig, Paulus, die groot geleerdheid bring jou tot kranksinnigheid. Maar hy sê, ek is nie kranksinnig nie, hoogedele Festus, maar ek spreek woorde van waarheid en gesonde verstand. Vir die wêreld is Christendom dwaas. Vir die wêreld maak dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, niks sin nie. Die duiwel het nie eens verstaan wat daai dag gebeur het nie. Ons moet versigtig wees om geestelike goeters met 'n vleeslike uitkyk te probeer verstaan. Want hier hoor Festus al hierdie goeters en hy sê vir hom, jy's kranksinnig, jy's van jou kop af. Hy sê nee, ek weet presies wat hier aangaan. Vir die wêreld gaan Christendom dwaas lyk. Ek is seker, daar's mense wat al vir jou gesê het, nee man, hoekom wil jy so lewe? Hoekom wil jy dit doen? Nee, moenie dit so ingewikkeld, dit of dat, of al hierdie, daar's soveel goeders, wat die wêreld vir jou kan sê. Maar ek wil vir jou sê, jy's nie kranksinnig nie. Jy's nie mal nie. Jy's net gehoorsaam aan dit wat God van jou verwag. En daar gaan beloning vir jou wees, vir jou gehoorsaamheid. Want die koning met wie ek ook vrymoediglik spreek, weet van hierdie dinge, vers 26. Want ek glo nie dat aan hom iets van hierdie dinge onbekend is nie. So Paulus sê hierso nou, vir Festus, die koning Agrippa, wat hierdie goeters hoor, niks van dit is vir hom onbekend nie. Want dit het nie in 'n hoek gebeur nie. So Agrippa weet eintlik wat gebeur het. Jesus is gekruisig. 3 dae later is hy uit die dood uit opgestaan. Die Jode het dit probeer wegsteek. Hulle het probeer leuns vertel oor dit wat gebeur het, dat hulle sy lijk kom steel het, al hierdie goeters. Na 40 dae, vir 40 dae, verskyn Jesus in lewende lywe. Daar het mense uit die dood uit opgestaan, sê Matteus, in Jerusalem. En Jesus verskyn vir 40 dae aan sy disippels. Oor die 500 mense het dit gesien. So koning Agrippa weet hierdie goeters. En Paulus sê vir hom, jy weet hierdie goeters. Jy weet dit het nie iewers te gebeur wat niemand van bewus is nie. Daar's nog baie mense wat lewe wat hierdie goeters gesien het. Hy sê, jy weet wat is die waarheid eintlik. Dit is in die kort en lank wat hy hierso vir Agrippa sê. Kom ons hoor wat sê Paulus vir hom verder. Glo u die profete, koning Agrippa? Ek weet dat u glo. En Agrippa sê vir Paulus, jy beweeg my byna om 'n Christen te word. Agrippa is op 'n plek wat hy amper wil die Here volg. 'n Christen word. Maar hy's net nie bereid om daai laaste tree te neem nie. Hoekom? Ek dink ons is baie keer in die pad van dit wat die Here vir ons wil doen. Ons begeertes, ons planne, dit wat ons wil hê, hoe ons dink, hoe onregverdig dinge dalk was, of wat ook al mag wees. In plaas van dat ons net daai stap van geloof wil vat en sê, Here, nie my wil nie, nie soos wat ek dit wil doen nie, maar soos wat u dit wil doen. Almal
gaan die geleentheid hê om te kies. En hierso is Agrippa gekonfronteer weer met waarheid. Hy hoor al hierdie goeters. Jy moet weet, hy is bo die Joodse leiers. So hy weet alles wat gebeur het met Jesus. Hy weet dit alles. Maar hy kies net om onkundig te bly. Hy sê nee, ek stap die ander pad. En dit is die storie van die Herodeëns elke liewe keer gewees. Wat hulle gekonfronteer was met die waarheid, wou hulle dit net wegvat, wegkyk, aanbeweeg en hulle eie ding doen. Kom ons sluit af vanaf vers 29. En Paulus sê, ek sou wel God wil bid, dat sowel byna as heeltemal nie alleen u nie, maar ook almal wat my vandag aanhoor, sou mag word soos ek, buiten hierdie boeye. En nadat Paulus dit gesê het, staan die koning op, en die goewerneur en Bernice, en die wat saam met hulle gesit het, en toe hulle weggaan, praat hulle met mekaar en sê, hierdie man doen niks wat die dood of die boeye verdien nie. En Agrippa sê vir Festus, hierdie man kon losgelaat gewees het, as hy hom nie op die keiser beroep het nie. Hoor hoe mooi is Paulus se hart. Hy sê, ek wens dat almal is soos wat ek is. Die geloof het wat ek het, behalwe vir hierdie boeye. En dat almal wat daar is, dit moet hoor. Maar hulle staan op en hulle stap weg. En Agrippa sê, daar's geen rede dat hy eintlik geboei of doodgemaak te wees nie. Maar hy moet nou gaan na die keiser, want hy het daarvoor gevra. So volgende week gaan ons kyk hoe Paulus se reis begin na Rome en hoe die plan wat God in werking gesit het, niemand kan stop nie. Ek wil afsluit met hierdie gedagte. Hoe lyk dit vir jou om te staan vir waarheid? Ek wil vir jou sê, dit gaan soms alleen wees. Dit gaan soms seer wees. Dit gaan soms hartseer wees. Maar ek waarborg jou dat dit elke keer die moeite werd sal wees om te staan vir waarheid. Ek en jy moet werklik vrug dra wat by ons bekering pas. En daai vrug kom nie uit jou uit nie. Dit kom uit die werk wat die Here in jou doen. Dit kom uit verhouding met God. Dit is die vrug wat uit ons uitkom wanneer ons naby aan God is. Nader aan hom en hy sal jou nader. Ek en jy moet versigtig wees om geestelike goeders uit 'n vleeslike oogpunt te probeer verstaan en sin van te maak. Die Here vra dat ons hom sal vertrou en gehoorsaam wees aan hom. Vat daai stap van geloof. Al maak dit nie sin nie. Vertrou die karakter van God dat hy jou sal vat in die pad wat hy wil hê jy moet stap en wees gehoorsaam aan hom. Mag ek en jy die hart van Paulus hê om te sê dat almal tot bekering moet kom. Jesus is lankmoedig om terug te kom, sodat geen een verlore moet gaan nie. Is dit my en jou hart, dat geen persoon verlore moet gaan nie? Ek en jy moet daai hart hê, wat God het, en wat Paulus gehad het, om te sê, Here, mag geen persoon verlore gaan nie.